Goeiedag almal, ons gesels nog steeds oor verkeerde plekke in jou lewe en vandag die donker skadu's van afguns. Jy weet, Satan en die magte van duisternis weet dat afguns verhoudings en vriendskappe vernietig. Hy's deeglik daarvan bewus dat as hy afguns tussen jou en die mense wat jy liefhet kan skep, hy daardie spesiale verhoudings wat die Here bedoel het om 'n seën in jou lewe te wees, hy gaan dit verwoes. En dan is daar dalk 'n verhouding met iemand in jou lewe wat op hierdie oomblik deurloop onder hierdie soort demoniese aanval, afguns. Satan gee nie om watter verhoudings hy in jou lewe verwoes nie. Sy hoofdoel is om verdeeldheid te saai. Hy wil huwelike vernietig. Hy wil daardeur kinders vernietig. Hy wil vriendskappe vernietig. Hy wil werksverhoudings vernietig, ensovoorts, ensovoorts. Jy weet, een van die wapens wat hy baie suksesvol aanwend om verdeeldheid te saai is juis afguns. Want afguns lei uiteindelik tot twis, verbrokkeling en wanorde in enige verhouding. Daarom is dit van kardinale belang vir elke van ons om te weet wat die woordjie afguns beteken. En dan om dit soos 'n swart moerbeiboom uit ons lewens te ruk en in die see te werp. Die woord van die Here leer ons daar in Jakobus 3 vers 16. Hy sê, waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerlei gemeene dade. Hierdie woord afguns is zelos in Grieks wat dui op 'n persoon wat sy eie idees, sy eie begeertes en sy eie oortuigings en sy eie wil ten koste van ander aggressief voorhou. Dis hierdie dinge wat so 'n persoon wil afdwing op ander mense ten koste van enige iets. Die woord zelos beskryf 'n persoon wat fanaties en obsessief is oor sy eie sieninge van die lewe en niks anders maak vir so 'n persoon saak nie. Slegs sy eie fanatiese idees, sy eie begeertes, sy eie oortuigings en sy eie wil is vir hom belangrik. Jy weet, om met so 'n persoon saam te leef en self saam te werk is ondraaglik en dit gee uitsluitlik aanleiding tot aanhoudende spanning, vurige twis en ook wanorde. 'n zelos persoon, 'n afkunstige persoon, 'n persoon wat so obsessief vasgevang is, so behep is met sy eie siening van dinge, dat hy volstrek weier om die siening van ander aan te hoor of selfs om daaroor te debatteer. En met dit in gedagte kan Jakobus 3 vers 16 soos volg vertaal word. Fanatiese, obsessiewe begeerte om jou eie siening, jou eie idees en jou oortuigings van die lewe ten koste van ander af te dwing, veroorsaak wanorde en allerhande gemeene dade. Ons sal môre verder gaan met hierdie vers en kyk na die betekenis van die woordjie selfsug. Waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. En onthou, Satan wil jou verhoudings met ander verwoes en daardeur wanorde en allerhande gemeene dade in jou lewe en in jou omgewing meebring. Daarom, wees versigtig hoe jy jou verhoudings hanteer. Maak nie saak watter verhouding dit mag wees nie, wees baie versigtig. 'n Afgunstige mens is 'n absolute aggressiewe mens. En die Here wil hê dat ons moet 'n suksesvolle, 'n heel en 'n vreedsame lewe lei met mekaar. Dankie daarvoor, Here. Amen.